Welkom by Gees en Lewe Herlaai. Net so 'n bietjie terugkyk na die maand van Maart. Ons is passievol oor oop deure. Die eerste week het ons gesels oor die oop deur van toegang tot God. Die troonkamer se deure is oop. Week 2 het ons gesels oor passievol oor die oop deur van gebed en aanbidding. Wat gebeur binne die troonkamer? Waar God homself aan jou openbaar en waar jy jouself aan hom kan openbaar. Waar ons oorweldig word met die grootheid van God. Hallo gemeente en welkom by Gees en Lewe Herlaai. Indien hierdie boodskap vandag vir jou iets beteken en jy meer in diepte wil gaan luister, volg die skakel hier onder in die description na ons YouTube kanaal toe en dan kan jy daar die volle preek gaan luister. Ek hoop jy geniet die boodskap saam met ons vandag. Hierdie week gaan ons bietjie gesels oor wat vloei uit die troonkamer uit. Gemeente, so graag soos ons wil, kan ek en jy onsself nie in die troonkamer toesluit nie. Ons is gestuur. God sê hy stuur ons na die wêreld toe. Ons het 'n taak om te gaan verrig. Ek wil vir ons graag lees en ek wil jou aanmoedig om by die huis Johannes 17 vers 13 tot 21 te gaan lees. Ek gaan nie die hele deel lees nie, maar daar's een ding wat ek vir julle wil uitlees. Vers 18 sê: Net soos U my na die wêreld toe gestuur het, het ek hulle ook na die wêreld toe gestuur. Net soos wat God Jesus na die wêreld toe gestuur het, stuur Jesus ons na die wêreld toe. En dan vers 20 sê dit: Ek bid egter nie net vir hulle nie, maar ook vir die wat op grond van hulle boodskap nog in my sal glo. Net soos wat Jesus na die wêreld toe gestuur is ek en jy na die wêreld toe gestuur. Wat gebeur gemeente in die troonkamer waar ons oorweldig word met God se grootheid, waar hy homself aan ons openbaar, begin sy hart ons aangryp. Hy begin ons verander. Dit wat vir hom belangrik is, word vir ons belangrik. Dit is Christus wat dan in ons leef. Galasiërs 2 vers 19 tot 20 sê: Deur die wet het ek in die wet afgesterf. Gevolglik leef ek nou vir God. Ek is saam met Christus gekruisig. Ek leef nie meer nie, maar Christus lewe in my. Die lewe wat ek nou op aarde leef, leef ek deur geloof in die Seun van God. Hy wat sy liefde vir my bewys het, deur my in plek te stuur. Gemeente, dit is nou Christus wat in ons leef. Ek wil graag weer verwys na Moses in die brandende bos. Ons kyk al 3 weke daarna, waar Moses 'n ontmoeting het met God in die brandende bos. Waar Moses sy sandale moet uittrek, want hy is op heilige grond, hy tree die oop deure van die troonkamer binne, en hy word oorweldig met die grootheid van God. Dan stel God homself aan Moses voor, hy sê, ek is die God van jou voorouers, die God van Abraham, Isak en Jakob. Moses het hierdie wonderlike oomblik in God se teenwoordigheid. Maar die storie eindig nie daar nie, gemeente. Ek kan net myself indink hoe graag Moses dalk in daai oomblik sou wou bly. Hoe hy na jare daarna dalk na daai oomblik verlang het. Maar die troonkamer kom saam met 'n opdrag. Ons lees verder in Eksodus 3 vers 7 tot 10 sê: Die Here sê toe vir hom: Jy kan seker wees dat ek gesien het hoe swaar my volk in Egipte kry. Ek het gehoor hoe hulle aan hulle slawerdrywers om hulp roep. Ek is baie bewus van hoe swaar hulle kry. Daarom het ek afgekom om hulle van die Egiptenare te bevry en hulle weg te lei in Egipte na hulle eie mooi groot land. Dit is 'n land met oorgenoeg kos. En dan sê dit vir ons wie almal daar bly. Ek gaan dit skiep. Vers 9 sê: Die volk se noodroep het by my uitgekom en ek het raak gesien hoe die Egiptenaars hulle verdruk en swaar laat werk. Vers 10: Gaan nou. Ek stuur jou na die Farao toe. Jy moet my volk, die Israeliete, weglei uit Egipte uit. Gaan nou, sê die Here. Ek stuur jou na die Farao toe. Ek stuur jou in die markplek in. Ek stuur jou na jou kliënte toe. Ek stuur jou na jou skool toe. Ek stuur jou na jou universiteit toe. Gaan nou, sê die Here. Ek stuur jou. Ek lees vir ons graag hierdie deel uit Jeremia en is so bekend, maar daar's dele wat ons altyd uitlos. Jeremia 1 vers 4 tot 9 sê: Die Here het vir my boodskap gesê. Hy het gesê: Ek ken jou nog voordat jy gevorm is in die skoot van jou moeder. Voor jou geboorte al het ek jou gekies en aangestel om namens my te praat met die nasies van die wêreld. Ons stuur vir mense daai versie en ons bemoedig mense met daai versie en dis mooi. Maar dit stop nie daar nie. Sê ek het geantwoord: Nee, oppermagtige. Ek kan nie goed praat nie. Ek is ook te jonk. Maar die Here het geantwoord en gesê: Moenie sê jy is te jonk nie. Ga na die mense waarin ek jou stuur en gee my boodskap vir hulle. Jy moet ook nie bang wees vir hulle nie. Ek sal by jou wees en jou beskerm. Ek is die Here wat so sê. Toe het die Here sy hand uitgesteek en aan my mond geraak en hy het vir my gesê: Ek het my woorde in jou mond geplaas. Gemeente, Jeremia sê: Ek kan nie, ek is te jonk. Moses het gesê: Ek kan nie, ek hakkel.
100,000 verskonings wat ons het om nie te gaan nie. Ons troonkamer ervarings met die Here moet lei na 'n gaan toe. Jy is nie te jonk nie. Jy is nie te arm nie. Jy is nie te eenvoudig nie. Die Here stuur jou, hy sal sy woorde in jou mond stuur. Sit. En as daar 'n opdrag is, hy gaan na die mense waar ek jou stuur en gee my boodskap aan hulle. Gemeente, ek dink dat voor ek hier eindig, wil ek vandag jou uitdag. Maak jou foon oop, daar waar jy sit. Maak jou foon oop en gaan deur jou WhatsApps. En kyk na die mense vir wie jy dalk om verskoning moet vra, omdat jy hulle nog nie vertel het van Jesus nie. Wie is die mense wat die Here jou na toe gestuur het, om te vertel van sy groot en heilige werk? Gemeente, gaan nou. Jy is gestuur.